Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Ons wil baie welkom sê vir die Kruispad 247 kykers. Ek is vanoggend hier so in die veld met eerste lig naby Blombosfontein, baie naby die see, en ek is hier so in 'n skaapkamp met die skape wat hier agter my wei. En ek dink dis die milieu van waar ek vanoggend met julle as kykers wil gesels oor Dawid, die koning en die mooi vrou. En wat 'n voorreg vir my om vanoggend hierdie gedagte met julle te deel. Ek dink wat belangrik is om by te sê, is dat elke keer wanneer ons 'n afspraak het met julle as 'n gehoor, en dit wat op ons harte is met julle wil deel, is dit eintlik nie net 'n preek wat ons vir medegelowiges gee nie. Dis eintlik 'n preek waarvan ons hoop dat die saad eintlik in ons eie harte val. En ons deel baie graag met julle vanoggend hierdie gedeelte oor Dawid, wat beslis, ek dink in die tyd van vandag, baie belangrike tema is. Maar voor ons verder gaan, ek aanvaar julle hoor die tiptolle hier so saam met my in die veld, die tortelduwe wat vir die eerste keer praat, wil ons baie graag net stil word vir die Here en vir hom sê baie dankie dat ons die evangelie kan leef, dat ons die saad van die evangelie wat in ons harte val kan sien groei, dat dit ons nuwe mense maak, maar dat ons ook in sy teenwoordigheid kan wees. Kom ons raak stil. Wees my genadig, o Here, in u troue liefde. Was my heeltemal skoon van my sondeskuld en reinig my van my sonde, want ek is deeglik bewus van my oortredings en my sonde is voortdurend voor my. Laat my weer die vreugde oor u verlossing ervaar. Laat u Gees my ondersteun. Ek wil oortreders u paaie leer, dat sondaars na u kan terugkeer. Amen. Nadat ons gebid het, en ons die Haridas daar agter nog hoor in die veld, wil ons na die teksgedeelte kyk. In die eerste plek is ons besig met Samuel wat een van die rigters is, wat die volk Israel bedien namens God, en dan op 'n punt kom waar hy vir Saul moet aanstel, omdat die volk ook 'n koning wil hê in die Midde-Ooste. Hulle wil ook koning sê soos die ander volke. Dan stel hy vir Saul aan, en wat 'n teleurstelling eintlik, as 'n mens kyk na Saul se lewe. En natuurlik 'n gewone mens wat voor die Here leef. En dan kom Dawid. En dan in 2 Samuel 12 lees ons die teksgedeelte van Dawid, van Nathan wat vir Dawid besoek. En dan in Psalm 51, en ons gaan die teksgedeelte ook met julle deel, is dit dan eintlik Dawid se reaksie nadat Nathan hom besoek het. So kom ons val in die teksgedeelte in en ons deel dit met julle.
Die Here het Nathan na Dawid toe gestuur. Toe hy by hom kom, sê hy vir hom, daar was 2 mense in 'n dorp. Die een was ryk en die ander een arm. Die ryk man het baie skape en beeste gehad. En die arme man net een ou ooilammetjie, wat hy gekoop het toe sy nog baie klein was. Hy het haar Hans grootgemaak. Sy het by hom en sy kinders in die huis groot geword en van hulle 'n paar stukkies brood geëet en uit dieselfde beker as hulle gedrink. Sy het baie keer op sy skoot gelê. Sy was soos 'n kind in die huis. Op 'n dag kom daar toe iemand by die ryke man kuier. Hy was te jammer om een van sy eie skape of beeste te slag en 'n ete vir die kuiergas te kook. Hy vat toe die ooilam van die arme man en maak haar gaar. Dawid was briesend kwaad vir die man wat so iets kon doen. Hy sê vir Nathan, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet die doodstraf kry. Jy is daardie man, sê Nathan vir hom. Die Here, die God van Israel, het vir jou hierdie boodskap gestuur. Hy het gesê, ek het jou koning laat word oor Israel, en ek is die een wat jou gehelp het teen Saul. Dawid het vir Nathan gesê, ek het 'n vreeslike verkeerde ding teen die Here gedoen. Nathan het geantwoord, die Here sal die fout wat jy gemaak het oorsien. Jy sal nie die doodstraf kry nie. Ons het die teksgedeeltes behandel, of ons het dit met julle gelees, ons het dit gelees. In 2 Samuel 12 besoek Nathan dan natuurlik vir Dawid, en hy konfronteer hom met 'n metafoor van 'n verhaal van 'n ryk man en 'n arme man, om die penny te laat drop by Dawid, dat hy verstaan met hierdie verhaal, maar hy is die skuldige mens. Hy is die persoon wat eintlik besoek word deur God in die persoon van Nathan, en daar is 'n spesifieke boodskap vir hom. En soos ek genoem het, dan ook Psalm 51 wat Dawid se reaksie is. Die tema van Dawid is eintlik vir julle as kykers, vir my as gelowige, 100% binne die tema van kruispad. Want hierdie tema van Dawid is natuurlik deel van die hele kruispad temas wat ons die afgelope tyd met julle deel. En Dawid en die mooi vrou is 'n kruispad geleentheid wat Dawid tot stilstand moet kom oor sy persoonlike geloof, sy persoonlike lewe, en vir die Here sê, waar is ek? En vir ons as gelowiges wat 'n lang pad met die Here aankom, dink ek is dit so belangrik om soms op 'n punt te kom waar ons vir onsself sê, maar is my lewe nog in lyn met die eerste liefde? Is my lewe in lyn met dit wat ek dalk 'n paar jaar terug teenoor die Here bely het? Stap ek nog in die regte rigting? Het my gedrag nie dalk my in 'n rigting gedruk waar ek almekaar my veters vasdrap en ek nie meer kan sien dat ek met die verkeerde goed besig is nie, want ek dink dit is belangrik vir ons om as gelowiges met julle as ander gelowiges te sê dat die beste van ons is soms in 'n plek waar ons nie meer
die intensie verstaan van wat dit beteken om die Here te volg nie. Met Nathan se verhaal is daar een belangrike moment wat gebeur, en dit is dat Dawid moes onderskei of hy nog die pad stap wat God in gedagte gehad het vir hom. Wanneer hy die mooi vrou sien, en so baie is al gesê hieroor, of Dawid regtig met die regte goed besig was, moes hy dalk by die oorlog gewees het nie, en nou stap hy op die dak rond, hy's redelik verveeld. 'n Mens kan 'n klomp geestelike boodskappe rondom dit raak sien, maar wat onder andere gebeur is, hy sien daar iewerste vir Batseba, en wat hy sien is natuurlik vir hom fantasties. Ek wil nie verder gaan op hoe fantasties dit lyk wanneer 'n mens 'n vrou sien bad op 'n dak nie, maar dis wat die verhaal sê. Dit het in elk geval vir Dawid beïndruk. Maar dis waarskynlik alreeds die resultaat van 'n lewenspatroon wat Dawid nie noodwendig meer vir God raak sien nie. Die gebrokenheid in sy eie karakter kom ook na vore. Daar's 'n klomp hartseer. Nou, ek is vanoggend in die veld hierso by die skape, en as 'n mens dink aan Dawid, dan dink jy aan die koning. Maar Dawid se verhaal begin waar hy saam met skape in die veld is. Of ons is baie bewus van die feit dat Dawid in die veld was met skape. Hy het hulle opgepas, hy het hulle beskerm. Daar word baie dinge vertel rondom Dawid oor die waagmoed, die unieke karakter van Dawid. En wanneer hy dan 'n koning is, hierso na 'n lang tydperk wat God met Israel besig is, ons praat van 2000 tot 1500 voor Christus, wat die patriarge vir Israel beheer het, vir Israel gelei het. Nou kom ons in die profetiese tyd van 1500 tot 1000 voor Christus, is die profete in beheer, en dan die konings is 1000 tot 500 voor Christus is die konings in beheer, en Dawid is een van die laaste karakters. Hy's wat in God se rigting kyk en die volk Israel wil lei soos God in gedagte het. Maar sy persoonlike lewe is nie meer wat dit moet wees nie. En dan volg die laaste 500 jaar waar die priesters vir Israel gelei het en hulle eintlik in 'n afdraande pad is. Want dit wat met Dawid gebeur is eintlik 'n kruispadmomente ook in die geskiedenis van Israel. En die vraag wat ons dan vanoggend vir mekaar moet vra, wat is die kruispadmomente in ons as Christene se lewensverhaal met God? Het ons steeds 'n leerbare gees dat wanneer die Nathans met ons praat om te erken dat Here, dis ek. Ek het myself dalk besig gehou met dinge wat ek nie moes nie. En wanneer Dawid op daai kruispad moment kom, is hy natuurlik al eers emosioneel, wat meeste van ons sal wees. Maar wat Dawid doen is twee belangrike goed. In die eerste plek, en ek dink die diepte van die teks, die impak van die teks het met hierdie twee goetertjies te doen. Is Dawid het die waagmoed om te erken dat hy self die skuldige is. Hy kan 'n klomp mense en omstandighede kan hy blameer, maar hy is die skuldige koning. Wanneer ons dit besef voor die Here, is 'n tweede belangrike geestelike waarde belangrik, is of ons 'n leerbare gees het om te sien hoe lyk ons lewenslyn, wat is die pad wat ons gestap het, waar ons by 'n moment kom waar ons deur medegelowiges gekonfronteer word en gesê word, Jan, hoekom gaan dit met jou soos dit met jou gaan? Is jy met die regte goeders besig? En net so elkeen van u, waar jy ook al is in die wêreld, waar jy dalk op 'n plek kom stil staan het, waar iemand vir jou sê, wow, of hoe gaan dit? En ek dink elke keer wanneer mense vra hoe gaan dit, is dit eintlik 'n geleentheid vir 'n refleksie.
gaan dit goed? Of hoe gaan dit? Nee, goed, dankie self. Nee, dieselfde rympie. Maar gaan dit met jou so geestelik so goed soos wat dit lyk dit met jou fisies gaan? En Dawid het 'n leerbare gees om op daai oomblik stil te word. En dan sê die profeet Nathan vir hom wat met hom en sy nageslag gaan gebeur. Die proses van lewe gaan eintlik oor ons voetspore wat 'n pad aankom, ons op gereeld op plekke kom waar ons gekonfronteer word met onsself en met die lewe, soos Dawid met die mooi vrou. En dan sê ons vir onsself, hoe gaan ons verder aan van hier af? Dawid moes erken hy het 'n blinde kol. Dawid moes erken hy het hulp nodig. Daar's 'n rede hoekom ek ver oggend hierdie preek skiet in hierdie skaapkamp. So 2 maande gelede het ek hier deur gery want my studente was voor teen die see en ek moes vir hulle kos vat. So ek wil eintlik die verhaal van Dawid afsluit met 'n verhaal wat letterlik 20 tree van hier af gebeur het, 'n paar maande gelede. Ek kom van die see af terug en wat ek sien gebeur is hierdie trop skape, en ek gaan net nou vir julle wys. Hierdie trop skape is besig om net hier rond te wy, maar toe ek nou net met die bakkie hier verby gery kom, toe sien ek hier is 'n skaap besig om vreeslik te bler. Maar ek is toe nog half besig en geïrriteerd want ek moet betyds wees. So ek gee nie regtig aandag nie. Maar die skaap sien ek toe nou is in 'n rooi kathok vasgevang. En hy bler vreeslik, maar ek ry toe nou verby. En die verhaal loop sy eie gang. Maar op pad terug, toe ek op pad is aan die rooi hok, na die rooi kathok toe sien ek maar die skaap bler nog steeds. Maar daar gebeur iets anders te voor my. Hier is 'n skaap wat in die middel van die pad, reg voor die bakkie, stil staan. Dis toe nou so 20-30 meter van die skaaphok af. En die skaap staan stil, en ek kan nie eintlik mooi onthou of die skaap toe nou gebler het nie, maar die skaap staan stil, en hy kyk vir my, soos wat die bakkie aangery kom. En ek vra vir die persoon saam met my in die bakkie, maar hoekom staan die skaap in die pad? Ek kan maar so sien, nie kom ons aangery. Amper soos Nathan. En toe val dit my op. Die skaap staan in die pad, want hy wil vir my sê, dis sy lam wat in die hok is. Wat 'n oomblik. God kom staan soms vierkantig in die pad van ons lewens. En dan sê hy vir ons, my lam is geslag vir jou. Sien jy dit nie raak nie? My lam was in die hok. Sien dit raak. Neem dit in. Die skuld is betaal, Dawid. Die skuld is betaal, kyker, medegelowige. Want wat toe gebeur is, ons gaan na die hok toe, trek die deur oop. Die lam hardloop uit, stertjie waai. Die ma kyk na die lam, stap net daar weg. Ek kan nie eens onthou of sy nou teruggekyk het vir my nie, ek kan meer van dit maak as wat dit is. Maar sy het aangestap met haar lam, terug in die trop, en daar gaan hulle aan. Nathan was dit vir Dawid. Miskien is hierdie boodskap vanoggend vir jou. Wat wil sê, God het vir Christus op die kruis gesit. Hy het hom in die hok gesit. Hy's geslag, hy's gekruisig. Hy het jou sondes vergewe. Al wat ek en jy moet doen, ons moet die waagmoed hê om te sê, Here, hier is ek. Ek is net soos Dawid. Dis my sonde. Ek erken ek is verkeerd.
Here, ek weet jy het vergewe, maar as ek hier wegstap, dan moet my gedrag verander. Gee my 'n leerbare gees, Here, dat ek sal raak sien wat ek moet verander. Dat ek kan raak sien hoe my lewenswyse mense se lewens raak. Maar as my lewenswyse nie getuig van u teenwoordigheid nie, van u werklikheid nie, dan kry u liefde vir ons nie hande en voete in my lewe nie. Dan sit iets anderste. Help my, Here, dat u liefde vir my hande en voete kry in 'n manier wat ek leef teenoor ander gelowiges. En ek kan nie die hele wêreld verander nie, maar my opdrag is om hierdie gedagtes raak te sien en met jou as gelowige te deel. Ek is nie in jou omstandighede nie. Jy self leef in die habitat wat die Here vir jou gegee het. Jy moet daai teks weer vir jouself vat, internaliseer en uitleef. En ja, die Here sal vir jou geleenthede gee, waar jy iemand anders se gebler hoor en kan gaan stil staan en 'n verskil maak. Wat 'n voorreg om vanoggend hierdie gedagte met julle te deel. In die veld, in die teenwoordigheid van die Here, in sy lig. En dan wil ek afsluit met hierdie gedeeltetjie. In u lig sien ek die lig. Die Here het opgestaan, nadat hy gekruisig is, vir my en vir jou. Kom ons gaan leef in sy lig. Amen. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all.
Ek stap nou in die rigting van die skape. Ek probeer met hulle praat, maar ek is mos nou nie die baas wat elke dag met hulle werk nie. So hulle kom nie noodwendig na my toe gestap nie, en dis eintlik natuurlik half deel van die inhoud van die verhaal van Jesus is dat hoe kom ons as gelowiges, hoe word ons bewus van God se teenwoordigheid, hoe word ons bewus dat hy ons herder is, want ons ken sy stem. En net soos julle sien dat die skape eintlik nou so half van die wegstap is, want hulle ken mos nou nie my stem so goed nie, soos wat julle kan sien hier agter my. Maar wanneer ons in die nood is, dan weet ons wel om God nader te trek. Ek hoop dat ons lewens bewus sal wees van God se stem sal kan leer ken, dat wanneer dit nodig is, dat ons kan nader staan omdat ons sy stem ken.